Goeiedag, ons gaan 'n bietjie kyk na die middelwaardestelling en ons gaan dit doen aan die hand van 'n som. OK, so kom ons kyk eers of hierdie funksie f(x) is gelyk aan 2x kwadraat minus 3x plus 1 op die interval 0 tot 2 die middelwaardestelling bevredig. Okay, en dan moet ons kyk watter getalle C ook dan hierdie gevolgtrekking van die middelwaardestelling bevredig. Okay, nou om dit te doen, moet ons eerstens kyk of hierdie funksie kontinu is op alle x-waardes hier tussen 0 en 2. Wel, hierdie funksie is 'n polinoom en dis 'n polinoom en dis is dit en dis kontinu op 0 tot by 2. So daar's nie 'n onderbreking in die funksie nie. Maar nou weet ons dat alle funksies wat kontinu is nie noodwendig diferensieerbaar nie, want byvoorbeeld as jy byvoorbeeld 'n kom ons sê 'n absolute waarde het wat so hardloop, dan gaan nie daar diferensieerbaar wees nie, want die limiet, soos die afgeleide, die limiet van die afgeleide, want die afgeleide gee ons die helling. Soos hierdie helling is byvoorbeeld plus 1 en hierdie helling is minus 1. So op daai punt gaan daar nie 'n diferensieerbaar wees nie, omdat die helling op daai punt is net links van hom is dit minus 1 en net regs is dit plus 1. So dan is verskil die limite van die afgeleide. En dis sal hierdie funksie, hierdie absolute waarde funksie nie diferensieerbaar wees op daai punt nie. Maar omdat hierdie 'n polinoom is, is dit dus ook diferensieerbaar. Op 0 en tot 2. Okay, so hierdie is die twee vereistes en nou sien ons hierdie voldoen aan die middelwaarde stelling. En nou moet ons kyk of ons nie 'n kritiese waarde kan kry nie, maar onthou nou hierdie ding moet nou en dan hy bevredig dus dan hierdie volgende daar's 'n C waarde wat die volgende ding bevredig. Is f afgeleide, die afgeleide van die funksie, dan sit jy mos nou daar 'n waarde, 'n sekere waarde C. En dan is hy in hierdie vorm fb minus fa vir b minus a. Daar's 'n sekere waarde C wat hierdie ding dan bevredig. Okay? So kom ons kyk of jy kan hierdie ding natuurlik skryf in die vorm van fb minus fa is gelyk aan die afgeleide, daai afgeleide maal met b minus a. Okay, nou die b is natuurlik die 2 en die a is die 0. So die minimum is die 0 en die maksimum is die 2. Goed. Nou kan ons dit maar net invervang. Okay. En so ons sê f2 minus f0 is gelyk aan. Okay, so ons moet nog die afgeleide van C kry. En die afgeleide van daai funksie sal wees, gaan sommer hier so bo doen, die afgeleide van daai funksie sal wees 4x min 3. Okay. So dit gaan dan wees hier so 4x so dis net dan 4c nee, want jy sit in die x se plek c, so dis dan 4c minus 3, dis die afgeleide, maar in die x se plek is c, en dan die b is nou die 2, en dan is die a die 0. Okay. Goed, so nou vervang jy daai f2, nou dit is in die funksie vervang jy die waarde 2, soos die 2 daarin sou vervang, so 2 maal 4 is 8, minus 6 is 2, plus 1 is 3, 3 minus 1, want as jy 0 daarin vervang, 0 is 'n 0, en is 'n 0 is 'n plus 1, okay? Dan het jy 4c minus 3, en dan 2 minus 0 is net 2, so daar is net 2 is gelyk aan 4c minus 3, dan kan jy albei kante met 2 deel, dan so die 1 is gelyk aan 4c minus 3, dan kan jy 3 oorvat, dan die 4 is gelyk aan 4c, so dis is die c gelyk aan 1. Okay, so hy het
So hy het 'n waarde, C het 'n waarde van 1 en nou sien julle hy lê tussen 0 en 2. Okay. En hy doen dit. So dit is die kritiese waarde. Okay. Goed. En dit is die einde van daardie som.